Ek wil vanoggend met jou praat, 'n nuwe reeks van boodskappe wat jou sommer net gaan sien. Ek weet, die skool het nog nie begin en ons is nog so halfmas hier by die kerk, maar volgende naweek is die skole in volle swang en alle aktiwiteite het hervat en as die kerk weer lekker chok en blok, maar ek wil vanoggend begin met hierdie tema. Ek het net in my hart gevoel, ek moet vandag begin met hierdie saak. Ek wil praat oor die tema Engage om te wen. Ons tema hierdie jaar was Engage, wat beteken met oorgawe betrokke. En ek wil vanoggend met jou praat oor die feit dat God begeer dat jy 'n wenner, 'n oorwinnaar, 'n sukses in hierdie lewe en hierna sal wees. Dit is God se begeerte. Nou wenner of wen het baie sinonieme en ek gebruik hulle so de mekaar. Beteken suksesvol, beteken voorspoedig, beteken om 'n oorwinnaar te wees. En al daardie sinonieme het betrekking vandag en miskien verbaas dit jou dat ons oor so 'n tema praat, maar jy gaan later regtig verras wees oor dit wat die Bybel sê en dit wat God begeer in jou lewe. Die Bybel se idee van sukses natuurlik is, die Bybel praat ook gereeld van die woordjie sukses, maar is gekoppel direk aan seën. En elke keer as die Bybel die woord voorspoedig gebruik of suksesvol gebruik, dan gebruik hy eintlik die woordjie in Hebreëus barak, wat eintlik beteken seën. Ons almal weet wat hier sit. Enige persoon wat enige soort van sukses al in die lewe baas geraak het of verkry het, weet dat niemand wen per ongeluk nie. Niemand wen 'n kompetisie per ongeluk nie. So, ek weet nie of ek kan sê, loof die Here vir die bokke gister nie. Ons kan dit seker sê, ons het die Here vertrou daarvoor. Maar so ook hierdie bokke, nie sommer net terloops gestruikel en gewen gister nie. Hulle het hard geoefen. En so, voordat ek my dit verloor, David, ek wil hom net vir jou sê, jy is die enigste musikant in die wêreld wat ek ken, wat nadat hy fout gemaak het, jammer kan sê, op in 'n toon, in ritme. Well done. Kyk, David maak nie baie foute nie, maar wraggies, dit was 'n goeie fout gewees. So ons almal weet, niemand wen terloops nie. Dis iets wat ons onsself inspann om te doen. En dit is waaroor ek vanoggend wil praat. Ek dink ons mis iets van God se plan en doel van ons lewens. En ek wil graag oor 1 Korintiërs 9 vers 24 en 26 vanoggend praat. En Paulus sê dit so, hy sê, onthou, daar hardloop baie atlete op die baan, maar net een ontvang die prys. Hardloop so, dat jy die prys sal ontvang. Hardloop so, dat jy die prys sal ontvang. Ons weet, Paulus praat hier van die ewige prys, die onverderflike, en hy sê dit later in hierdie skrifgedeelte. Maar dit is ook van toepassing op hierdie lewe. Want hier is die probleem baie keer met ons. Die antoniem van engagement is om passief te wees. Om te wag dat dit sal gebeur. En ek weet nog van niemand in hierdie wêreld wat gewag het op sukses en suksesvol was nie. Weet, dit is amper soos hierdie tannie in 'n preek. Hierdie pastoor het baie passievol gepreek oor dat ons vyande moet lief hê. En as deel van sy uitnodiging toe vra hy vir die mense, steek op julle hande, almal van julle wat vyande het. En almal se hande gaan op, behalwe een tannie wat hier voor sit wat 95 jaar oud is. En die pastoor sê vir haar, Tannie Watson, hoe kan jy vir 95 jaar lewe en geen vyande het nie? Waarop sy sê, dit is maklik, ek het hulle almal oorleef. Maar hier is die punt, jy wen nie, omdat jy probeer oorleef nie. En dit is waar baie van ons Christene is, ons moet dit maar vat, ons moet maar dit wat na ons kant toe kom, hanteer, ons moet dit net oorleef. Jy weet, 'n baie bekende atleet in die wêreld het eendag gesê, hy sê, the game is scheduled, we have to play it, but we might as well win. En jou lewe is 'n spel, dit is aan die gang. En as jy verstaan wat God se roeping vir jou is om te wen, doen nie moeite om te wen.
En daarom sê Paulus in vers 26, hy sê, daarom pyl ek reguit op die wenpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos 'n bokser wat met elke hou tref. En dit sê iets van hoe jy moet lewe. Jy moet nie net die lewe oorleef nie. Jy moet die lewe met die lewe engage om te wen. En ek wil vanoggend 'n baie spesifieke boodskap preek oor wat dit beteken om waarlik suksesvol te wees. Want daar's baie verwarring in ons harte oor wat is sukses. Ons is onseker, wat is dit wat ons moet bereik? En jy weet, iemand het een keer gesê, if you aim at nothing, you will hit it time and again. As jy nie weet waarvoor jy mik nie. Jy weet, as jy 'n seentjie wat op 'n plaas gebly het en iemand kom kuier vir hom op die plaas en oral is daar teikens opgeplak, maar elke teiken is letterlik in die bullet getref. Waarop die ou vra, maar hoe kry jy dit reg om so fantasties skiet? Hy sê nee, dis baie maklik, waar hy skiet plak hy die teiken. En dit is hoe baie mense lewe. Paulus sê nie ouens, ek pyl op die wenpaal af, ek weet wat die wenpaal is, ek weet wat dit is, doelgerig met elke tree wat ek gee, ek is soos 'n bokser wat met elke hou tref. En dit is hoe God wil hê dat ons moet lewe. Jou lewe moet tel vir iets, en jy moet engage om te wen. En ek wil daarom met jou praat oor, wat beteken dit om waarlik suksesvol te wees? En ek wil in die volgende paar weke bietjie met jou praat oor wat wil God hê moet ek en jy doen, want ons het 'n verantwoordelikheid in sukses. Ons het 'n verantwoordelikheid as ons wil engage in hierdie lewe om te wen. Maar 'n belangrike vraag waarmee ek vanoggend wil begin is, moet ons wenners wees? Moet ons suksesvol wees? Is dit nie maar net 'n opportunistiese ding om te sê nie? Die antwoord gaan jou verskriklik verbaas. Want God het my en jou bestem om wenners te wees. God se gedagte was nog nooit dat ek en jy verlores in hierdie lewe sal wees. Dat die lewe ons sal oorkom, dat ons oorwin sal word deur ons omstandighede. Dis glad nie God se opskepingsdoel nie. En as jy God se skepingsdoel gaan lees in Genesis 1, sal jy sien dat God het toegetree tot hierdie skepping as die mees suksesvolste persoon wat ooit geleef het. Hy het begin skaap, hy het lig geroep, hy het die see in bestaan geroep, hy het 'n klomp goeders geskep en 6 keer sê dit elke keer as God geskep het hy gesê dit was goed. En dan sê hy 'n 7de keer, toe sien die Here dat alles wat hy gemaak het, dit was baie goed. As God toetree, as God iets doen hy nie halwe werk nie. Hy is die volmaakte een. Hy is die mees suksesvolste persoon in die heelal, in bestaan. En Adam en Eva was die enigste wesens wat hy geskaap het met daardie spesifieke doel dat hulle sy beeld sal dra, dat hulle na sy gelykenis gemaak sal word. En dat hulle was die toppunt van ware lewe. Ware sukses in die tuin van Eden. En daar was ware volmaaktheid. Jy weet, as jy verlang na 'n plek van ware volmaaktheid, jy lees dit daar in Genesis 1, 2 en tot en met 3. Ware volmaaktheid, daar was geen behoefte nie. Kan jy dink daar's 'n plek waar ek en jy kan kom eendag en ons almal gaan daar beland as ons vertroue in Jesus Christus plaas, waar daar geen behoefte meer is nie. Daar gaan niks meer wees waarvoor jy sê as ek dit kan kry, sal my lewe anders wees nie. Hulle was voorspoedig in die tuin. Hulle was suksesvol, hulle was gelukkig. Want dit was God se plan van die begin af, dat die mens oorvloedig, suksesvol, oorwinnend sal wees en dat die mens iets van God se beeld daarin sal reflekteer. Wat het dit verander? Sonde het dit verander. Sonde het gemaak dat die mens volmaaktheid en die goeie verloor het. En skielik was daar op aarde gebrokenheid, mislukking, verlies. In hierdie wêreld waarin die mens die verloorde sou wees, weens sonde, moeilike omstandighede en uitdagings. Maar dit was nooit God se aanvanklike doel nie. God se aanvanklike doel was dat ek en jy oorwinnend, suksesvol, voorspoedig in elke vlak sal wees.
En ons sien dit regdeur, soos wat teoloë dit noem, die heilsgeskiedenis. Die geskiedenis van God met die mens gereis het deur die Bybel. En ek kan net 'n paar voorbeelde noem. Ek wil nie oor alles praat vanoggend nie. Maar Israel is in Egipte, in slawerny. Dit is absoluut die teenpool van waar God hulle sien. Hulle het net mislukking en verlies ervaar. Dit was swaar, dit was hard in Egipte gewees. Maar God begin met hulle praat en hy maak dit duidelik. Hy wil hulle verlos van die slegte. Hy wil hulle daar uit hê. God wil nie hê mense moet 'n slawerny wees nie. En hy wil hulle lei na 'n lewe van oorvloed, van sukses in die land van melk en honing. En dis wat hy doen. Hy bring hulle bymekaar in 'n woestyn en daar gee hy vir hulle sy wet. Wat was die doel van die wet? En ek gaan dit nou 'n bietjie daaroor praat. Was nie net om 'n morele lewe te leef nie. Die doel van die wet was dat hulle oorvloed, sukses en seën sal ervaar. Maar dit het afgehang van of hulle gehoorsaam is, of hulle luister na wat God sê. En baie keer mis ons hierdie belangrike punt. Sukses is nie iets wat jy bereik nie. Sukses is iets wat jy word, omdat jy die seën van die Here oor jou lewe het. Daar's 'n groot verskil. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. En dan daarna lees ons van die verhale van die mense wat net nie kon luister na God nie. Wat God sê elke keer vir julle, kom na my toe. As julle luister na wat ek vir julle sê, as julle doen wat ek sê, sal julle suksesvol wees. Hulle kon dit nie regkry nie. En daarom het Jesus die prys betaal, sodat ek en jy oorwinnaars kan word. Dink net aan sy woord in Johannes 10 vers 10. Die dief kom net vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig. En dit is waantoe die duiwel jou wil vat. Waar jy in hierdie wêreld wil jou vat, van 'n plek waar jy verloor, waar jy verlies het, waar jy vernietig is. Maar ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê, ja, dit oorvloedig kan hê. So kortom, en wil ek hierdie gedagte net land as die basis van waaroor ek vanoggend wil praat. God het jou geskape, hy het jou gered en het jou geheilig om in hierdie lewe 'n oorwinnaar te wees, 'n wenner te wees. Jy het dit in jou. En die een wat vir jou sê dat jy kan nie wen in hierdie lewe nie, jy kan nie oorwin nie, jy kan nie suksesvol wees nie, is die vyand. Want dit is hy wat kom steel, slag en verwoes. En Paulus het heeltyd hierdie gesindheid gehad. Paulus praat oor alles wat hy beleef het. En hy sê, ek het deur swaar goeters gegaan. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Sê, Jesus het gekom sodat ons oorwinnaars kan wees, sodat ons wenners kan wees. Nie sodat die wêreld ons kan oorkom nie, nie sodat ons verby al die swaar kan oorleef nie, maar sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. In Filippense 4 sê dit so pragtig, hy sê, ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En hy sê dit alles nadat hy gesê het, vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien 'n kans, omdat Jesus my bron van krag is. En dit is die sleutel vir ons alles, vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien 'n kans, omdat Jesus my bron van krag is. En hierdie woord is kragtig, en behoort jou op te bou en te bemoedig. Hy behoort jou te help, om te weet, maak nie saak wat jy ervaar, jy kan oorkom, jy kan suksesvol wees. Nou, belangrike vraag vir ons vanoggend as gelowiges is, wat beteken dit om te wen? Suksesvol en voorspoedig te wees. En ek dink dis die plek waar baie van ons verskil met mekaar. En daar's verskeie definisies. En ek wil jou hierdie retoriese vraag vra, wat dink jy is sukses? Wat dink jy is sukses? Wanneer dink jy gaan suksesvol wees? En hier's die werklikheid, as jy mooi daaroor gaan dink, dan gaan jy baie vinnig agterkom, daar's 'n wêreldse idee van sukses. En daar's 'n goddelike idee van sukses, of 'n Bybelse idee van sukses. Die wêreldse idee van sukses, en jy kan dit letterlik gaan naslaan in enige woordeboek, is om 'n bepaalde doel te bereik. Jy wil die wedstryd wen. Jy wil genoeg geld in die hande kry. Jy wil 'n eiendom koop. En in al daardie opsigte is 'n sukses 'n eendimensionele iets.
En is die bron van jou sukses jou eie inspanning, jou eie vermoë om goeders te kan bereik en te kan doen en jou deursettingsvermoë ensovoorts. En daarom, baie van ons maak hy fout. Ons sal na iemand kyk en dan sal hy sê, joh, as hy baie besittings het, of hy het baie aansien, of hy het baie geld, of hy het baie voorspoed, of hy of sy het 'n groot posisie, of hulle het baie plesier tot hulle beskikking, dan is hulle super suksesvol. En daar is soort van partykeer 'n afgunstigheid by ons, nee, kom ons wees eerlik daaroor. As ons na mense kyk wat in ons oë op 'n wêreldse manier baie suksesvol is. Ja, ek wens dan ek kan die kar ry wat daardie ou ry, of ek wens ek kan in die huis bly, of ek wens ek kan op sulke reise gaan. Want jy dink dat sukses is dit alles. En in 'n mate is dit die gevolg van sukses, is al hierdie goeders. Maar Jesus waarsku ons hieroor. En Jesus is baie duidelik hieroor, want hy weet, jy weet, ons dink aan Matteus 4, waar hy versoek is in die woestyn. Waarvoor het Jesus aarde toe gekom? Om die prys te betaal vir die sonde van die mensdom, sodat hy die koninkryke van die wêreld weer kan besit en deel maak van die koninkryk van God. Is kortom so. En wat die duiwel met Jesus doen, is hy gee hom 'n kortpad. Hy vat hom na die berg toe, en hy wys vir hom op die berg al die koninkryke van die wêreld en sê, dit alles kan ek vir u gee. Jy hoef nie kruis te gaan nie, jy hoef nie te sterf nie. Dit alles kan ek vir jou gee. Want dit behoort aan my en ek gee dit aan wie ek wil, as jy voor my neerval en my aanbid. Jy was die kortpad vir Jesus gewees, om sukses op 'n wêreldse manier te bekom. Maar Jesus maak dit baie duidelik. En ek wil nie lank oor hierdie skrif praat nie. Hy sê in Matteus 16, hy sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Mense wat op 'n wêreldse manier na sukses gryp, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens, dat hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens as 'n losprys vir sy siel gee? En ons sien dit gereeld, toe mense suksesvol probeer wees, in die poging om suksesvol te wees, verloor hulle siel. En almal van ons kan praat daarvan. Supersterre in ons wêreld, daar's soveel voorbeelde. Want die feit is, wat God as sukses sien, is nie wat die wêreld as sukses sien nie. Die goed waarin mense hulle sukses meet, is altyd tydelik materiële vorms van sukses. En daarom moet ons versigtig wees, om nie op 'n wêreldse manier na sukses te probeer gryp nie. Jesus was vir ons die ultimate, die uiteindelike voorbeeld van ware sukses. Toe hy vir sy disippels in Johannes 17 sê, en hy sê dit so pragtig, hy sê, Here, ek het u Vader, ek het u verheerlik op aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En toe die kruis ontroep uit en sê, dit is volbring. Jesus het die prys vir ware sukses betaal. Maar daar's baie voorbeelde van mense wat sukses eendimensioneel op 'n wêreldse manier suksesvol. Ek bedoel, die grootste voorbeeld op ons voorstoep is Adolf Hitler. Adolf Hitler, hierdie Duitser hy het gesmag daarna om mag in die wêreld te kry. En in 'n sekere mate was hy baie suksesvol daarin. Die gevolg is dat 86 miljoen mense het omgekom. 86 miljoen. 6 miljoen Jode, nagenoeg 80 miljoen mense, weens die oorlog wat hy aangebrand het en aangevuur het, die Tweede Wêreldoorlog. Hy het uiteindelik geëindig in sy eie selfmoord, sy eie selfdood. Hy het sy doel bereik in 'n wêreldse opsig. Hy het sy doel bereik, hy het waarlik mag gehad oor die wêreld. Maar niemand wat hier sit sal vanoggend waag om hom suksesvol te noem nie. Hy's glad nie suksesvol nie. Inteendeel, wat baat dit 'n mens dat hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? En so kan ek en jy baie voorbeelde noem van mense, Saddam Hussein en 'n klomp ander hebsugtige mense van mag in die wêreld wat 'n doel nagejaag het, dit bereik het, maar hulle was nie eintlik suksesvol nie. Leo Tolstoy is 'n ou waarvan ek verskriklik baie gelees het. Hy's 'n Russiese skrywer en hy het al hierdie stories geskryf. En hy skryf 'n storie wat hy titel Hoeveel grond het 'n man regtig nodig?
En hy vertel die storie van 'n baie hebsugtige man wat in Rusland geleef het. Hy het baie grond besit, verskriklik baie grond, maar hy kon net nie genoeg kry nie. En toe is daar 'n advertensie in die koerant wat sê dat vir 100 roebels kan jy inskryf vir 'n kompetisie en soveel grond wat jy kan omstap van sonopkoms tot sononder, soveel kan jy dan vir jouself eien. Jy kan dit vir jouself vat. En hy het voorberei vir die dag, want hy het besluit, hy gaan nie loop nie, hy gaan hardloop. Want hy moet soveel as moontlik grond kry. En so het hy vroeg, toe die skoot klap, toe is hy weg en hy begin hardloop, en hy hardloop, en hy hardloop, en hy, elke keer sy voel, hy moet nou stop, hy kan nie meer, en dan probeer hy vir nog 'n paar hektaar, probeer hy vir nog 'n paar hektaar. En uiteindelik toe hy terugkom, net voor sonsonder, by die wenpaal, toe slaan hy dood neer. En toe het sy diensknegt hom daar begrawe, en toe eindig Leo Tolstoy met hierdie woorde. Hy sê, wat het 'n man regtig nodig in terme van grond? Hy sê, net 6 voet van sy kop tot by sy tone. Is al wat hy uiteindelik nodig gehad het. En ons almal verstaan dit, jy weet. Die morele waarheid van die storie is dat ek en jy het baie idees van wat ek en jy moet in die hande kry om goed te leef, om suksesvol te wees. Sonder om te besef dat God sien dit baie anders as ons. God se idee van sukses is nie iets wat ek moet bereik, 'n doel wat ek moet bereik nie, maar is die gevolg van my gehoorsaamheid aan hom in elke opsig. Om aan hom gehoorsaam te wees in elke dimensie van my lewe. Luister net na Psalm 1, dit is vir my so pragtig. Hy sê, hy begin met, gelukkig is die mens, wat nie loop volgens die raad van die goddelose, of nie staan op die pad van die sonders, of nie sit in die vergadering van die spotters nie. Hy vind egter sy vreugde in die gebooie van die Here. En hy oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Dit is God se idee van sukses. Voorspoed is nie 'n doel wat ek najag nie. Dis die gevolg van iemand wat by God ingeskakel is, wat God se seën oor sy lewe het. En die Bybel maak dit duidelik, is nie noodwendig die bereiking van 'n doel om geld, besittings, mag, posisie, eer, aansien en plesier te verkry nie, maar om God se doel vir jou lewe te volbring. Spreuke 10 vers 22, 'n skrif wat ons baie in ons kerk gebruik, die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Dis God se seën wat maak dat jy voorspoedig is. En sukses vir 'n Christen is nie iets van, ja, ek het myself gestreef om dit te bereik en nou het ek dit bereik en nou is ek suksesvol nie. Maar is om God se hand op jou lewe en my lewe te kry. Dis die geheim van ware sukses. So hoe wen ons? Wel, dis goed om 'n dryf te hê om iets te bereik en vorentoe te gaan. Maar jy was nooit suksesvol as jy begin by God nie. En ek kan nou sommer dink dat dit wat ek vanoggend sê sommer baie uitdagend is, want 'n klomp persone wat my na die tyd graag sou wil sien en met my wil afreken, maar luister net eers na die woord van die Here. Wanneer die Bybel die woord seën gebruik, is die Hebreëse woordjie barak, Nuwe Testamentiese Griekse woordjie is 'n ander woord, beteken eintlik om te kniel. En dis dieselfde woordjie vir voorspoed. Daar's iets in hierdie woordjie barak, wat sê van wanneer ek kniel voor God, dan plaas God sy hand op my lewe en dan is ek suksesvol. En dan kan ek daardie drome bereik. Ek kan by daardie doelwitte uitkom. En wanneer 'n man en 'n vrou kniel voor God, en kniel beteken eintlik oorgawe. Here, ek gee my oor aan u wil. Ek gee my oor in gehoorsaamheid aan dit wat u van my vra. Dit is waar voorspoed begin. En ek kan 'n klomp skrifgedeeltes vir jou wys. Dawid, toe hy besig was om te sterf, toe roep hy Salomo in. En hy sê vir Salomo die volgende raad. Hy sê, volg die vereistes van die Here jou God en leef daarvolgens. Wees gehoorsaam aan sy gebooie, bevele, opdragte en bepalings, soos dit opgeteken is in die voorskrifte van Moses. In my eie woorde, kniel voor dit. Jy sal dan suksesvol wees in alles wat jy doen en waar jy ook al gaan. Dis wat ons wil wees. So waar ons kom, voorspoedig wees. Wanneer jy doen wat God van jou vra,
hoef jy nie bekommerd te wees oor sukses nie. Dit sal jou agtervolg en jou inhaal. Hiskia, die Bybel sê van Hiskia, in alles wat hy onderneem het, ter bevordering van die diens van die tempel van sy God, en in sy gehoorsaamheid aan al die gebooie en bevele, het Hiskia met sy hele hart die God gedien. Daarom was hy baie suksesvol. Saul sê vir Dawid, geseënd is jy my seun Dawid, jy sal suksesvol wees in alles wat jy onderneem het. Seën gaan sukses vooraf. En ek daag jou uit, gaan lees Deuteronomium 28, dit is vir my, ons het laas naweek hierdie liedjie gesing, het so duidelik sê, ek is so spyt hulle die baie amens gesing laas naweek, want ek wil die amens hierdie naweek gesing het, en die amens, die woordjie amen in die Hebreëus beteken laat dit so wees. En hulle het daai liedjie gesing van Deuteronomium 28, waar God vir sy volk sê, al hierdie seëninge sal oor jou kom en by jou bly, wanneer jy die Here jou God gehoorsaam. Jy sal geseënd word waar jy ook gaan, of jy nou kom of gaan. En ek gaan lees 'n bietjie die lys van seëninge. Dit was, toe ek dit die eerste keer lees, het dit my lewe verruim. Op elke vlak wil God jou seën, sodat jy op daardie vlak suksesvol kan wees. En ek het hulle gaan lys, in sulke kategorieë gaan plaas. In Deuteronomium 28 vers 7 sê, ons sal oorwinning hê oor al ons teestanders. En hoor hierdie woorde, die Here sal maak, dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek, en op 7 paaie voor jou uitvlug. Is dit nie 'n fantastiese belofte nie? Jou vyande sal op een manier kom aanval. Op een pad sal jy kom aanval, op 7 verskillende rigtings sal hulle vlug van jou af. Jy sal suksesvol wees in wat die Here jou gegee het om te bereik. Die Here sal seën oor jou gebied, in jou skure, en aan alles waaraan jou hand sal slaan, sal hy jou seën. Is dit nie pragtig nie? Hy sal gee dat almal in jou wêreld sal sien dat jy is waarlik suksesvol. En so kan ek aangaan, en daar's soveel dinge wat ek daaroor kan sê. Maar jy het vanoggend gehoor dat God wil hê dat jy 'n wenner moet wees, 'n oorwinnaar moet wees, dat jy suksesvol moet wees. En dit was God se doel van die begin af. Jy gaan nie suksesvol wees omdat jy 'n klomp goed neergeskryf het en strategieë ontwerp het met 'n missie en 'n visie en al die goed om daarby uit te kom nie. Jy gaan suksesvol wees as jy gaan luister na die Here en die Here gehoorsaam volg. Ek het met daai papiertjie, hier is die papiertjie. Sukses en voorspoed raak elke dimensie van jou lewe. Dit help nie om in een area van jou lewe suksesvol te wees, maar uiteindelik alles te verloor nie. En almal van ons het sulke stories om te vertel van iemand in ons lewe wat baie eendimensioneel hulle 'n doel gehad het, iets bereik het, maar uiteindelik alles verloor het. En daarom het ons vir jou 'n sleutel gebring vanoggend. En ek wil nou vra, het almal so 'n kaartjie ontvang? Kan julle gou uitdeel? Ek wil iets in jou hand vir jou gee, waardeur jy vanoggend 'n visuele voorstelling kan kry, en nou kan jy die skyfie net opgooi op die projektor, oor die 8 dimensies van jou lewe. Dis eintlik die wiel van jou lewe. Binne 'n collage werk ons met hierdie wiel van die lewe. Elke keer as ek dink aan my lewe, dan besef ek, my lewe gaan nie net oor geld en oor besittings en oor my huisgesin en so nie. Daar's 8 dimensies vir elke mens wat hier sit. Nou, partykeer, as ek nou nie 'n lewensmaat of huisgesin het, is daai dimensies nou net nie daar nie. Maar die meeste van ons het hierdie ander dimensies. My lewensmaat, my huisgesin, my sosiale lewe, my beroep, my gesondheid, my emosionele en intellektuele lewe, my finansies, my geestelike lewe. Elkeen van ons het hierdie 8 dimensies in ons lewe. En as jy vinnig na daai skets net op die papiertjie kyk, of jy kan sommer daarvoor ook kyk, sal jy sien, daar's jy die middelpunt van jou lewe. Dis natuurlik, ons wil gee God met in die middelpunt wees, maar as jy die skets gaan verstaan, gaan dit iets vir jou doen vanoggend. Daar staan jy, en dan het jy kringe rondom jou, en buitekant jou kringe, daar staan God, hy is deel van jou hele lewe, maar daar staan die seën van die Here. En soveel, die 1 tot 10 bepaal jou gehoorsaamheid aan God se wil vir jou lewe. Met ander woorde,
Hoe gehoorsaam is jy rondom God se reëls, God se wil vir jou finansies? En hoe nader jy aan die 10 kom, hoe nader kom jy aan God se seën? Dis eintlik wat ek hier probeer illustreer. En wat ek graag wil hê jy moet doen is, nie om op al 8 van die areas van jou lewenswiel te fokus nie, maar vir jouself die vraag te vra, op watter area wys die Here vir my moet ek fokus? Watter area maak ek dit nie? Uiteindelik is die doel dat my wiel 'n wiel is. Dit help nou nie, ek is in een area super suksesvol, ek kry 10 daar, maar wanneer dit by my huwelik kom, kry ek 0 nie. Hoe sal so 'n wiel lyk? Hoe sal so 'n wiel werk op jou motor, as jy dit moet trek? En ek wil hê jy moet inkleer waar jy nou is. Volg jy God se reëls, God se woord met jou vriende? Hoe jy met jou vriende aangaan? Lewe jy binne God se woord oor hoe jy jou beroep aanpak? Hoe jy jou werk elke dag doen? Is God tevrede met hoe jy jou werk doen? Hoe jy jouself handhaaf by jou werkgewer? Die goed wat jy doen wat korrup is? As jy gehoorsaam raak aan wat God jou vra binne in jou werksplek, om te werk soos wat jy moet, soos vir die Here, dan sal jy seën ontvang binne in jou werksplek. Jou fisiese gesondheid, jou geestelike lewe, dien jy die Here soos wat jy moet? Hoe lyk jou morele lewe? Hoe lyk jou besluite wat jy maak? In watter aspek moet jy jouself onderwerp? In watter aspek moet jy kniel voor die Here, sodat hy jou kan seën? En dis my so mooi, en ek wil dit weer sê, die woordjie barak beteken eintlik om te kniel en om te seën. En wanneer ek kniel in 'n aspek van my lewe en gehoorsaam is aan die Here, kan die Here my seën. Miskien sê jy vanoggend, Ernie, ek wil so graag kniel, maar ek het nog nooit gekniel voor God nie. God is nie eers in my lewe nie. Hoe kan ek verwag dat hy my gaan seën? Dan wil ek 'n geleentheid vir jou vanoggend gee, en ek wil vir jou bid. Ons hele gemeente wil saam met jou bid, sodat jy 'n stap van gehoorsaamheid kan neem om God in jou lewe in te nooi. En ek wil nie hê jy moet dit alleen doen nie. Ek wil hê ons hele gemeente moet saam met jou 'n belydenis van geloof vanoggend doen. So as God nie in jou lewe is, jy bring God in jou lewe in, nooi God in jou lewe in. En die woord sê in Johannes 1:12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om die kinders van God genoem te word, en hulle wat in sy naam glo. En wanneer ek my sonde bely, sê die Bybel, God is getrou en regverdig om my sonde te vergewe van elke ongeregtigheid te reinig. Wanneer jy die Here in jou lewe innooi, is net 'n stap van gehoorsaamheid. So ek wil eerstens bid vir mense wat vanoggend nie God ken nie. Ek hoor van sukses en seën, Ernie, maar ek ken nie eers die Here nie. Dis 'n goeie plek om te begin, om te sê, Here, kom in my lewe in. En ek wil nie nou mense individueel blootstel of uitnooi nie. Ek wil sommer vir ons almal vra om gou te staan. En ek besef dat die meeste van die mense waarskynlik in hierdie kerkgebou is kinders van die Here. Maar ek wil vir elke persoon wat vanoggend die Here wil aanneem in sy of haar lewe, wil ek die geleentheid gee dat hulle hierdie gebed bid. So ek wil julle vra om saam met ons hierdie gebed te bid, hardop. Terwille van elke persoon wat langs jou staan wat God nog nie ken nie. En ek dink ons gaan hom soms so saam lees en bid. En ons het dit al baie binne in collage gedoen. So moenie voel dit is weird nie. Ons bid dit terwille van die ou wat langs jou staan. Wat dalk vanoggend sê, ek het die Here in my lewe nodig. God is glad nie in die kring van my lewe nie. In die wiel van my lewe is God glad nie 'n faktor nie. En vanoggend is hier mense, ek weet dit in my hart, wat vanoggend sê, ek wil hê God moet deel van my bestaan wees, sodat ek suksesvol kan wees. So kan ons hierdie gebed saam bid. Stem julle saam? Kom ons begin. Hemelse Vader, ek erken my sonde, en dat ek U vergifnis benodig. Ek glo dat Jesus Christus vir my in 'n kruis gesterf het, en ek is bereid om weg te draai van my sonde. Jesus, ek nooi in my hart en lewe in as my redder. Heilige Gees, lei my om Jesus in gehoorsaamheid te volg. Amen. Dit is so maklik om na die Here toe te draai. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. En as jy die Here vanoggend aangeneem het, moet asseblief nie huis toe gaan nie. Kom gou uit na voor, ons wil 'n kaartjie in jou hand gee, wat jou kan help oor hoe
hoe om jou lewe onder die heerskappy van Jesus in te bring. Maar nou wil ek jou vra, kom ons sit net weer vir 'n oomblik, ekskuus tog, opstaan en sit. Ek wil jou die kans gee om simbolies op te staan vir oggend. As daar 'n area is in jou lewe waarin jy wil kniel. Het klink nou weird staan om te kniel. Maar as daar 'n area is waaroor die Here vir oggend met jou gepraat het, waarin jy begeer om die wiel van jou lewe rond te maak. My huwelik gaan dit nie goed nie. Ek het nodig om my huwelik weg te kry van die 1 af na die 10 toe. Of ek het nodig om in my vriendskappe, dit gaan nie goed daar nie. Ek het nodig om God gehoorsaam te wees en hoe ek 'n vriend is vir ander mense. En wat in my vriendskapslewe gebeur, vir my sosiale lewe gebeur, by my werk en al daardie dimensies. En elkeen van ons is sekerlik iets om voorop te staan. Ek het ook iets om voorop te staan vanoggend. Te sê, hieraan moet die Here my help. Ek moet gaan uitvind, wat sê die Here oor hierdie aspek van my lewe, sodat ek op God se manier kan kniel voor God in hierdie area van my lewe, sodat hy my kan seën, sodat ek voorspoedig kan wees. Amen. So ek wil nie, jy moet nou terwille van enige iemand anders iets doen, behalwe terwille van jouself nie. As die Here vanoggend met jou oor 'n aspek praat, wil jy nie net van ek staan nie. Ek wil vir jou bid vanoggend. Bid dat die Here met jou sal werk. Sukses begin wanneer ek kniel in 'n aspek van my lewe in gehoorsaamheid aan God. Vir die Here sê, hier is ek, Here. Here, ek wil vir elke persoon bid wat staan vanoggend. Here, U duidelik met ons gepraat oor 'n aspek, oor een van ons areas, of dalk meer areas in ons lewens. Miskien het U met ons oor finansies gepraat. Miskien is die begeerte van ons om finansiëel suksesvol te wees. En het U vir ons gesê, begin by kniel voor die Here met jou finansies. Begin om te doen wat die Here van jou vra, om te gee soos wat die Here van jou vra. Of watter aspek dit ook al mag wees in die lewenswiel. Help ons, Here, dat ons nie die hele wêreld win en aan ons siel skade ly nie. Maar help ons, Here, om in al hierdie fasette, waaroor U ook al met ons praat, voor U te kniel, sodat U ons kan seën. Sodat, Here, ons sal wees, soos die persoon van wie Psalm 1 praat, voorspoedig in alles wat ons doen. Dat ons soos Jesus sal wees, wat gewen het. Dat ons soos Paulus sal wees, wat sê, ek lewe nie onseker nie. Ek hardloop om te wen. Want God het my geroep om 'n oorwinnaar te wees en meer as 'n oorwinnaar. En ek wil bid vir elke persoon wat staan. Here, in hierdie gebou, ook buitekant hierdie gebou, daar in sitkamers waar na hierdie diens gekyk word. Here, dat U ons sal inspireer deur U Heilige Gees om te werk in ons gehoorsaamheid in areas waarin ons 'n tekort kom. En Here, dat mense in hierdie gebou, as hulle uitstap en begin doen wat U van hulle vra, sukses sal beleef, soos wat U dit alleen kan gee. Voorspoed beleef, soos wat U dit alleen kan gee. Oorwinning, soos wat U dit alleen kan gee. Here, want ons het vanoggend gehoor, oorwinning, voorspoed, sukses, is maar die gevolg van God se seën op ons lewe. Here, dat ons sal lyk soos mense wat na U gelykenis, na U beeld gemaak is. Ek spreek hierdie woorde oor elkeen wat hier staan, in die naam van Jesus. Amen.